Goeiemôre, of sal ek liewer sê, 'n warm goeiemôre op hierdie koue oggend. Jy luister na die 97ste oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. En ons tema vir oggend is top-down en bottom-up baie. Ek wil vanmôre die twee temas byeenbring waaroor ek donderdag en Vrydag begin praat het. Ek het donderdag gesê dat ons emosies en dikwels ook die simptome van trauma sien as verleenthede of as vyande. Daarom probeer ons dit onderdruk of ontken. Vrydag het ek na die boek van David Carr verwys, Holy Resilience, The Bible's Traumatic Origins. David Carr help ons om die Bybel te sien as 'n openhartige versameling boeke, wat ook die tema van trauma en lyding ernstig opneem. En veral hoe eerlik gelowiges hulle emosies verwoord wat alles daarmee gepaard gaan. Selfs die sondes en skandes van Bybelkarakters word nie onder die mat ingevee nie, maar in die reine gebring. Dus, die prentjie wat ek wil skets, is dat die Bybel eerder vir ons die pad aandui, dat of dit trauma, hartseer of sonde is. Die pad na genesing, na versoening, is nie om te onderdruk nie, maar om uiting daaraan te gee. Primêr voor God, maar veral eerlik teenoor onsself en dan met die hulp van ander mense. Ons probeer dikwels ons wonde of ons hartseer wegsteek, omdat ons dink dit maak ons swak. Of ons is bang ons is geestelik onvolwasse of selfs nie gelowig genoeg nie. Maar die Bybel doen presies die teenoorgestelde. Die Bybel nooi ons om ons pyn te erken. Ons het 'n heilige uitnodiging om ons harte voor God uit te stort en in die proses doen ons dit ook teenoor onsself. Wanneer ons die psalms lees, hoor ons mense wat bang, kwaad, verward, moedeloos en selfs wraaksugtig is. Het jy al Job se stem gehoor? Jy hoor nie Job sy emosies onderdruk nie, maar iemand wat sy hart voor God uitstort. Hy is ontsteld en hy gaan selfs 'n hofsaak met God aan. Hy doen die ondenkbare. Maar wat doen God aan die einde van Job? Sê vir hom, Job, jy was reg. Nie in jou antwoord nie, maar die feit dat jy dit met my end uit, die stryd end uit met my gevoer het. Wanneer ons die profete lees, hoor ons die pyn van oorlog, ballingskap en verlies. Jesus self huil by die graf van Lazarus. Die Bybel leer ons, die probleem is nie dat jy emosies het nie. Die probleem ontstaan wanneer jy daarvan wegvlug of dit probeer onderdruk. David Carr wys daarop dat die Bybel grootliks ontstaan het uit gemeenskappe wat trauma beleef het, slawerny, oorlog, vernietiging, ballingskap, vervolging. Tog het hulle nie probeer maak asof niks gebeur het, asof alles net oukei is nie. Hulle het nie probeer vergeet nie. Hulle het onthou, hulle het vertel, hulle het gehuil, hulle het gebid, hulle het gekerm. Hulle het hulle stories bewaar. En, soos my kollega my herinner het, wat sy geleer het deur haar trauma, hoe jy jou storie oorvertel. Hierin lê 'n belangrike geestelike waarheid. Wat erken word, kan begin genees. Wat ontken word, bly dikwels in die skadu's maal. Nou kom ek terug na die belangrike vraag wat 'n vriend Vrydag gevra het. As ek nou aanvaar ek moet na my emosies luister, hoe doen ek dit? Hoe nooi ek my emosies in en tree met hulle in gesprek? Ek het geleer dat daar minstens 2 antwoorde is hierop. Die top-down en die bottom-up benadering, soos Bessel van der Kolk dit beskryf. Nou gaan jy mooi in jou gedagtes moet onthou wat ons tot dusver gesê het oor ons brein en ons liggaam. Indien jy al 'n bietjie vergeet het, luister gerus weer daarna in oordeenkings 82 tot 85 en 91 tot 92. Die
top-down pad begin by ons verstand. Jy dink, reflekteer, praat en op hierdie manier maak jy sin van jou ervarings. Dit gebeur wanneer jy met 'n vriend of terapeut gesels, jou gedagtes neerskryf, doelbewus bid of jou lewe oordink. Jy gee met ander woorde aan dit wat met jou gebeur het. Woorde is dikwels soos die deur wat ons oopmaak in ons hart en ons gedagtes en ons siel, en ons kan dit vrylaat wat daar binne is. Dis so absoluut bevrydend om vir iemand te sê wat hier binne in jou leef. Die navorsing sê vir ons, dat selfs om die emosie te verwoord, 'n naam vir dit te gee, bring alreeds 'n verligting in ons pyn, ons spanning, ons trauma, wat ook al. Hier beantwoord ons die vraag, wat het gebeur en wat beteken dit vir my? Om jou emosies in te nooi, is om daardie emosies te sien as potensiële vriende, nie vyande nie. Kom ons neem nou 'n vrees wat baie mense het, om in die openbaar te praat. Wat doen ons wanneer die blote gedagte daaraan ons in angs laat terugdeins? Gewoonlik probeer ons die emosie onderdruk en die situasie so ver as moontlik vermy. Maar wat gebeur as ons eerder na daardie emosie luister? Wat sou gebeur as ons die angs toelaat om te sê wat dit moet sê? Wees nuuskierig. Daardie vrees wil jou waarskynlik beskerm en sê, ek wil nie hê met jouself verneder nie. Ek is so bang vir verwerping, dat mense deur jou sal kyk en jou vrees sal raak sien, jou onsekerheid. Dalk herinner dit jou aan 'n situasie uit jou verlede waar jy vernederd gevoel het. Dalk is dit heeltemal iets anders. Die punt is nie om onmiddellik die regte antwoord te vind nie, maar om vereers net te luister. Dikwels lê daar onder die vrees 'n diepere behoefte en 'n groter waarheid. Die eintlike behoefte is om gerespekteer te word, om aanvaar te word, om waardeer te word. Wanneer jy daardie stem begin hoor, maak dit nuwe moontlikhede oop. Baie mense leef ook met 'n vrees vir die dood. Wat doen ons? Ons probeer daarvan vergeet. Ons leef in ontkenning. Maar wat gebeur as ons daardie vrees 'n stem gee? Dalk het jy gesien hoe swaar iemand gekry het en is jou vrees eerder vir die manier waarop iemand sterf, waarop jy mag sterf, as vir die dood self. Dalk lê daar die traumatiese herinnering aan die skielike afsterwe van 'n geliefde. Jy worstel met die finaliteit en die skielikheid daarvan. Miskien leef daar die vraag, en sê nou maar net ek word geweeg en te lig bevind. Dan het daardie vrees eerder te doen met geloof, genade, verlossing, onverwerkte skuld of 'n problematiese godsbeeld. Kan jy jou indink dat jy jou lewe so moet leef? Want dan het daardie vrees eintlik 'n diep vriendskap wat jy verwerp en wil daardie vrees vir jou sê, jy moet jou skuld uitsorteer. Jy moet vergifnis vra. Jy moet jou godsbeeld hersien. Wat is dit wat jou laat twyfel in God se genade? Ook vir jou. Jy sien in daardie opsig, wanneer ons na daardie vrees luister, kan ons 'n dieper waarheid begin hoor en erken. Die bottom-up benadering, of die bottom-up pad, begin nie by ons denke nie, maar by ons liggaam en ons senuweestelsel. Trauma en emosies leef nie net in ons gedagtes nie. Dit wys ook in ons asemhaling, spierspanning, hartklop en senuweestelsel. Daarom kan stadige asemhaling, asemhalingsoefeninge, stap, oefening, selfs sang en yoga of ander forme van bewuste beweging jou help om jou liggaam se alarmstelsel te kalmeer. Want baie van hierdie trauma hoef nie noodwendig in woorde gesê te word nie. Dit lê in ons senuweestelsel en ons het die wysheid langs die pad verloor hoe om dit uit ons liggame te kry. Wat doen ons? Ons ry in 5de rad en sê net gee pad voor, ek kan nie afslek nie.
Ek kan nie stil raak nie, daar's nie tyd nie. Tyd is geld. Ek moet effektief wees. Ek het verantwoordelikhede. Ek is belangrik. Interessant genoeg is daar fisioterapeute wat spesiaal verdere opleiding ontvang het om met die liggaamlike gevolge van trauma te werk en merkwaardige resultate lewer. Daar is ook 'n ryk tradisie in ons Christelike geloof van gebedsmeditasie wat terugstrek tot die vroegste eeue van die kerk. Iemand soos Dominee Willem Nicol is 'n groot kenner daarvan. Ek wil jou aanmoedig om meer navorsing te doen oor die effek van asemhaling, in Engels breathwork, op die liggaam. Ek sê dit baie verleë. Ek het vir jare lank die effek van asemhaling onderskat op ons liggaam, op ons siel en op ons bewussyn. Eerlikwaar, ek was so absoluut rasioneel ingestel. Jy weet, as jy net anders kan dink, dan sal alles beter gaan. Ek gaan dit nou baie reguit sê. Hoe dwaas was ek nie? Doen jouself die guns en gaan lees daaroor na. Gaan kyk na podcasts waar mense praat oor die effek van asemhaling, weer eens in Engels breathwork, en die effek wat dit het op ons liggaam, ons siel, ons bewussyn. Om emosies hierin te nooi in hierdie benadering, begin nie noodwendig by die emosie self nie. Jy raak eerstens bewus van wat in jou liggaam gebeur, terwyl jy deur rustige asemhaling jou parasimpatiese senuweestelsel aktiveer. Dis mos daai gedeelte, as jy reg onthou, wat vir ons liggaam sê, jy's veilig, jy's rustig, jy's beskerm, jy's teenwoordig. Soos wat jy stil sit en asemhaal, raak jy bewus van byvoorbeeld spanning in jou kakebeen. Moenie daarteen stry nie, laat dit net toe. Miskien merk jy later 'n swaar gevoel op jou bors. Laat dit net toe. Moenie daarteen stry nie, moenie dit probeer wegdruk nie, moenie dit forceer nie, moenie dit probeer rasionaliseer nie. Neem dit bloot waar. En doen daardie asemhalingsoefeninge vir 10 tot 15 minute in die oggend en doen dit voordat jy gaan slaap. Ek wens ek het geluister en dit vroeër in my lewe gedoen. Baie mense ontdek dat hulle liggaam meer van hulle innerlike toestand verklap as wat hulle besef het. Angs, spanning en onverwerkte ervarings leef dikwels voort as patrone in ons senuweestelsel en liggaamlike reaksies. Dit beperk ons beweging. Dit gaan sit in ons spiere, in die fascia in ons liggaam, in die senuweepunte. Deur bewustelik aandag daaraan te gee, begin liggaam, emosies en verstand weer met mekaar in gesprek tree. Uiteindelik is die doel nie om voortdurend na binne te kyk nie. Om dit nou hardop te stel, die doel hiervan is nie om self behep te raak nie. Die doel is om meer teenwoordig te raak. Teenwoordig by jouself, by ander mense en veral by God. Is fascinerend hoe jou ervaring verskil, begin verander, dat tyd stadiger beweeg, dat jy meer teenwoordig is. Jy is nie meer so onrustig as jy bid nie. Hierdie dinge sien ons byvoorbeeld in die psalms. Die digter luister na sy hart, gee woorde aan sy innerlike pyn, bring dit na God toe en ontdek in die proses, hy's nie alleen nie. Sy's nie alleen nie. Nie alleen jou pyn nie, nie alleen jou trauma nie, nie alleen jou vrese nie, maar ook jou skuld. Ook die slegte emosies, die negatiewe drange, wat dit ook al mag wees. Ware genesing gebeur wanneer verstand, liggaam, emosies, verhoudings en geloof weer met mekaar verbind word. Dit is die pad waarna die Bybel ons uitnooi. Kom ons bid saam. Hemelvader, lei ons op hierdie pad van genesing, van verlossing en versoening.
Here, op die plekke waar ons self nie kan loop nie, vra ons dat U ons sal dra. Help ons, Here, dat ons sal luister na die emosies. U het ons wonderbaarlik geskape. Help ons om met nuwe wysheid en nuwe respek en deernis na ons liggaam en ons emosies te luister. Dankie, Here, dat U dit hoor. In Jesus naam. Amen. C.J. Langehoven het gesê, om dood te gaan is geen kuns nie, die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns, die beste kry dit nie goed reg nie. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.